Amen. Ons besig met ons reeks. Dis ons 5de week. Laat jou geloof werk. Let jou faith work. Ons teksvers is Romeine 10 vers 11, want die skrif sê, eintlik maar God sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. 'n geweldige stelling. Sal nie beskaam word nie. Jy sal nie teleurgestel word nie. Dit is nie mooi nie. Ons bid so baie dankie Here vir die woord, laat die woord in my hart kan kom lê. Laat die woord 'n ekko wees binne die gange van my hart, dat ek sal hoor wat die woord sê. Dat ek sal najaag wat die woord sê. Want U, Here, is die woord. U verander nie. Ja, amen. En U is wakker om U woord te vervul. Dat die woord van môre vir my oopgebreek word, dat ek kennis kry, dat ek insig het, dat U Gees met my praat, dat ek insig oor sake kan hê, sodat U in en deur my lewe verheerlik sal word. Amen. Amen. Ek dink toe die disippels Jesus tyd hulle nou geroep, nou begin hulle saam met hom wandel. Ek dink dit moes 'n awesome ding gewees het om te sien hoe hy met God praat. Hoe hy, wanneer hy met God praat, dat God hom antwoord. En ek dink dit is 'n amazing ding om Jesus in aksie te sien met God. Onthou dit, hulle kom uit al hierdie leerstellings en die Bybel uit en rituele waar hulle ingekom het, wat hulle by iemand anders gesien het, wat hulle gedoen het. Want onthou net, onthou net, as jy gaan terugkyk, sê hulle, dat hulle leer ons bid soos Johannes ook sy disippels lewe. So elke ou het 'n sekere mate van 'n geheim gehad, wil dit so sê, dat omdat God hulle moet antwoord. Maar ek dink om Jesus dop te hou en te sien hoe hy funksioneer en hoe God hom antwoord. Ek dink dit was 'n dryf in hulle hart om dit te hê wat hy het. Want om te bid sonder 'n teleurstelling moes awesome gewees het. En om te bid 'n gebed wat God kragdadiglik voor jou oë laat manifesteer. Dit was awesome gewees. Ja. Dit moes fenomenaal gewees het hoe die Here en hoe hierdie plan van die Here Jesus hulle lewens verander. Om Jesus in 'n lewende verhouding met God te sien, moes amazing gewees het. Want dit was nie meer God daar en hy hier nie. Maar Jesus kom en sê, ek en die Vader was een. Amen. Dit is nie wonderlik nie. Dat is die ding wat God met jou werk. Jy en God is eintlik een deur Christus Jesus. Want hy leef in jou. Amen. Hulle wou die gedagtes van God gehad het, soos Jesus dit gehad het. Hulle wou die indrukke en die visies wat Jesus gehad het oor God, wat God hom openbaar het, dit wou hulle deel hê. Hulle wou onthou toe Jesus gewandel, wat het hy gedoen? Hy het gewys hoe lyk 'n karakter om met God intiem te wees. Hy het gewys hoe lyk 'n lewe wat die planne en die doel van God verwesenlik. Daai hele beeld van die Here, om in daai atmosfeer te wandel, om te dink, Jesus sê en die Vader sê, en Jesus spreek dit, en dit kom tot 'n werklikheid. Dit was amazing gewees. Ja. En ek dink dat hulle het onder mekaar begin praat, en seker maar gesê, ek bid nou so lank vir iets, en ek bid nou vir dit, en goed het nie gewerk nie, en dan onder mekaar te praat en sê, wow, hy het vandag dit gesê, en hy het dit gebid, en hy daai wonderwerk gedoen, en hy het net gepraat. Dit was amazing geweest. En dan een voor eendag sê, dan Lukas 11 leer sê, en sê, toe een van die disippels by Jesus gekom, en gesê, leer ons bid. Wat vra hulle eintlik? Maak aan my die geheimenis oop, hoe U dit reg kry, hoe dit werk, dat wanneer U met God die Vader praat, dat hy luister en hy reageer. Ja. Wat is daai geheim? En in 5 verse in Matteus 6
openbaar Jesus in 5 versies sy geheim. Wat sê hy daar in Markus 6? Hy leer hulle om te bid. Kom ons blaai goed aan. 5 versies praat en hy sê, wat dan so? Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nie mooi nie. Nou openbaar hulle hierdie fenominale geheim. Wat was eintlik die hele geheim? Dat jou gebed nie oor jou moet gaan nie, maar oor God. Julle gaan lees daai hele ding. Gaan nie oor jou nie. Gebed gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor die plan van God vir jou lewe en jou omstandighede. Want as jy net, want onthou net hy waarsku en sê, moenie bid soos die Fariseërs nie. Daai selfgesentreerde gebed, wat ek wil hê, wat ek doen en hoe awesome is ek nie, of hoe sleg is ek nie. Ja. Niks, dit gaan oor, wanneer ek my mond begin oopmaak, moet ek besef, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor God. Wat wil God hê moet plaasvind binne in my lewe? Want ek wil dit sê, want dit is meer belangrik om 'n gebed te bid, wat God na sal luister, as om 'n gebed te bid, wat ek probeer om God te impress. Ek wil weer vir jou sê, dit is beter om 'n gebed te bid, wat God na sal luister, as dat jy gebed wil bid, wat jy God probeer impress. In Lukas 2, praat hy en hy sê daar, jy kan dit in Matteus 6 op lees, hy sê, en ek wil hierdie ding met jou werk vandag. Hy sê, onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dan maak hy 'n stelling, hy sê, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En is hierdie deel wat ek vanmôre met jou wil praat, dat ek en jy moet besef dat toe Jesus uitgegaan het, wat was sy doel? Om mense se lewens te verander, om die kwaliteit van hulle lewens te verander. As jy siek was, wat het hy gedoen? Jou gesond gemaak. As jy in 'n krisis was, het hy jou gehelp. Ja. Dit is nie wonderlik. Ja, amen. Al die Bybel praat en al die wonders en tekens wat Jesus gedoen het, daar nie genoeg papier sou gewees nie. So dis nie, hierdie is maar enkele gevalle wat hulle opgeskryf het van my en jou. En hoe hy by mense gekom het om hulle lewens te verander. Mense wat gedink het, hulle is down and out, en goed gaan nie vir hulle werk nie. Hoe hy kom en hy verander die hele wêreld vir hulle. Want hoekom? Want God is 'n God van mense. En Jesus sê, wanneer julle uitgegaan het, en julle die siekes gesond gemaak het, die duiwels uit mense uitgedryf het, mense se lewens herstel het, moet jy vir hulle sê, wat moet jy sê? Die koninkryk van God het wat gedoen? Naby gekom. So nou kom ek terug, nou sê hy, en laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Nou moet ek myself vra, is ek besig om in hierdie koninkryk te werk? Of staan ek terug? Want wat beteken hierdie koninkryk? Hierdie koninkryk beteken wat Markus 16 sê, in my naam sal jy hand op die siekes lê en hulle sal gesond word. Is dit nie? Daai goed wat jy moet begin werk, sodat jy kan sien, hier's die koninkryk van God in aksie. En dit gaan jou kos. Want jy sien, 'n lyken van die Here wil nie meer tyd met die Here spandeer, meer openbaar. Dit is so. Ons het net soveel uur per dag. En ek het besef dat ek sal my gebedslewe moet begin verander. Want ek het altyd gedink, wat ek bid, want dit is ons so, jy bid vir redding, en jy dink, as jy nie bid vandag vir iemand se redding nie, o Christus, dit is nag vir hulle, net om te ontdek, dit is nie nag vir hulle, maar God self geval daar. En net om jouself lig te trek, dat jy net met God kan begin praat. Hoekom? Want wat soek ons eindelik? Ek soek die wil van die Here in my lewe.
ek soek die wil van ander mense se lewens. Want wanneer ek by jou kom, soos Paulus sê, en wanneer ek by jou kom ek met wat? Die volle seën van die evangelie van Jesus Christus. Want wat is my waarde van my lewe sonder God? Niks nie, ek kan niks vir jou gee, ek kan niks vir jou doen, maar as ek hom het ek 'n plan, het ek 'n antwoord, het ek 'n raad, sodat jou lewe kan verander. Daarom is dit belangrik dat ek en jy, die Engels sê, to have the mind of Christ, dat hierdie gedagte ook in jou wees, soos wat in Christus was. Om die koninkryk van God tot voordeel te bring, om ons autoriteit op te neem en sê, in the name of Jesus Christ. Wat gebeur wanneer ek alles los en dat God net God in my lewe kan gebeur? Dit beteken, my geloof het nie meer limitations, boundaries nie, ek is daarby verby. Want ek begin bid, gaan dit nie oor, ek het seer gekry, dit gaan nie werk nie, ek sien dit nie meer nie, ek sien net God. Hoekom? Want ek die gedagte van, wat is die gedagte van Christus? By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Want dis die gedagte van Christus. En dis die gedagte wat hy by jou werk, by mense so, want hy sê vir sy disippels, dis onmoontlik by mense. Dit waarvoor jy bid, is eintlik onmoontlik. Maar by God is dit moontlik. Maar by God is dit moontlik. Wat wil hy doen? Hy wil jou lewe verander. Maar as ek nie my gesag opneem en die woord begin spreek, laat die koninkryk van, is dit belangrik dat mense gesond moet word? Dit is. Dis belangrik dat jou lewe in goeie stand met God is. Dit is verskriklik vir jou en van my, as ek buite die wil van die Here, of ek is in 'n krisis van my lewe, wat ek probeer die krisis van my lewe hanteer, en ek probeer God binne die krisis hanteer, en ek kry dit nie altyd reg nie, want die krisis daar groter as God. En die gevaar is, dat die duiwel in my werk en aanstoot te neem. Baie keer stop en vir Here, kyk hoe werk die duiwel in my om teen hierdie kwaad is. Jy verstaan, jy moet hierdie taktiek leer. Stop, as jy sien goed, werk jy besig om te skuif uit die wil van die Here uit, jy stop jou oomblik en sê, Here, bestraf hierdie ding. Hierdie gees is besig om in my te werk, dat ek aanstoot neem teenoor u en oor die kinders van die Here. Want as ek hier uitloop en iemand het my nodig, is ek kragteloos. Amen. Dus daai ding plig te kom sê, in sy, sodat ek by gesag kan word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied waar, in die hemel, net so op die aarde. Vanmôre vir ons het hierdie ding gewerk, met oujaars, en weer na u toe terug, in Psalm 61, praat hulle van die koning, hy kom eintlik en hy seën die koning, daar vers 8, hy sê, mag hy vir ewig voor die aangesig van die aangesig van God op die troon sit. Met ander woorde, hulle seën hierdie koning, laat dit met hom goed gaan in sy eie, dan kom hulle verder. Dan sê hulle beskik, met ander woorde, maak dit moontlik, laat toe dat die volgende in sy lewe gebeur, dat goed en tierend en trou, dat dit hom sal bewaar. Here, neem hom onder die beskutting, maak hom toe soos u met Job gemaak het, en terwyl hy hom toemaak, lê u hand op hom, laat u seën op hom, beskik dit. Ja, amen. Beskik dit. So wat wil ek jy moet vanmôre weet, my gesag is hierin. Here, beskik, as jy siek is vanmôre, Here, beskik genesing vir my vanmôre. Here, as my hart stikkend is, beskik genesing vanmôre. As ek buite finansiële krisis is, beskik vanmôre in die naam van Jesus, dat ek met my sal goed gaan, dat daar vir my voorsiening sal maak. Wat doen ek eintlik? Neem my onder die beskutting, en Here, in hierdie raamwerk van die koninkryk, bevestig u hand oor my lewe. Beskik vir my vrede, beskik vir my finansies, beskik vir my gesondheid, beskik hierdie goed wat ek nie het nie, en ek so verlang, ek sien ander mense het dit, en daai, dat en dat, en jy weet, ek het verbygeloop, en maar daai 1 sekonde, het ek gewonder, hoe lekker sou dit nie wees, as die Here my hoor, die Here wil terugkom, en hy sê, ek wil dit hê, beskik dit in my hart,
Beskik dit in my lewe. Laat goedheid en goedertierenheid my volg al die dae van my lewe. Beskik vanmôre. As ek vir jou moet bid vanmôre, wat gaan ek doen? Beskik dat U hand kragdadiglik op daar hom of haar kom. Beskik vanmôre verlossing van hierdie onreine gees kom. Beskik vanmôre dat U heerlikheid sal manifesteer. Want wanneer dit plaas, dan wat sê ek? Want die koninkryk van God het naby kom. Want dis my verantwoordelikheid dat die koninkryk naby kom. Ek moet gaan soek en vra die wil, die plan van die Here vir my lewe, vir jou lewe. Vir ander mense sê wanneer ek met hulle in aanraking kom, dan kyk en dink, Here, hoe stikkend is hierdie mens. En I speak the name of Jesus. Here, maak gesond. Kyk hierdie lang pad wat hulle gestap het daar. Hulle is soos 'n vis, elke nou en dan gaan hulle in die water en hulle kom lê weer op die land en hulle spartel weet nie. Beskik vanmôre goedertierenheid. Beskik vanmôre genade. Is dit nie wonderlik nie? Beskik vanmôre dat met hulle sal goed gaan. En ek praat met gesag. Hoekom? Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Jy kan nie 'n lewende verhouding met die Here bou nie, jy kan nie. Jy sal moet in jou binnekamer gaan en God gaan soek. Amen. Want wat gaan dit vir jou werk? Wat gaan dit vir jou doen? Dat jy nie weer om sal draai van 'n teleurgestelde gebed nie. Dat jy nie weer iets sal bid en dink, "Jesus, ek hoop die Here hoor my." En sê weer, hoekom? Want jy die gedagte van Christus. Ek en hom en hy in my. Daarom wat ek vir julle sê, was Jesus so suksesvol. Hy het gehoor wat die Vader sê, en hy het gedoen wat die Vader vir hom sê. Dit is nie awesome. Hy het nie buite die lyne gebid, hy het in daai lyne gebid. Hy was nie smaak en dink, nou moet ek mense impress, hy het niks gehad. Hy het net gedink, wat sou God doen? Wat sê U? Ek hou van daai ding toe hy by Lazarus se graf staan, né? Vader, wat ons doen. Dit is awesome. En hy sê vir hom dat hy kom. Onthou net, as hy nie Lazarus se naam genoem het self nie, al die people in 'n ry gestaan buite kom. Because that's the power of God, amen. Dis die Here wie jy dien. Deur jou mond kan hy dit goed plaas. Dis wat hy wil doen. Jou lewe vir jou verander. As jy vanmôre hier sit en jy soos 'n vis wat die duiwel aanhou, dan vir elkeen werk die duiwel 'n plan. Wees dit ongeluk, wees dit hartseer, wees dit gebrokenheid, wees dit finansies, wees dit 'n siekte. Onthou jy kan, jy's dan nou swem jy lekker in die water, maar elke nou en dan kom daar 'n ongeloof in jou hart en die duiwel werk met jou en jy spartel hier op die rand van die water en jy dink jy gaan dit nie maak nie. Al wat ek net vandag vir jou wil sê, gooi jouself terug in die water, bly in die water. Begin weet, goedheid en guns sal my volg wanneer? Al die dae van my lewe. Dit gaan goed met my, en as dit nie goed gaan en dan kom jy vanmôre, sê Here, beskik vir my genesing. Wanneer jy baie keer deur die Bybel lees, en sien jy baie keer, kom iemand by 'n punt en hy bid een keer, daai oomblik, nee, dis skelfs, hy so dood gegaan het, die woord sê, hy draai na die muur toe, en hy bid. As jy daai gebed lees, sê hulle, dis 59 sekondes. Vanaf die profeet geloop het tot in die voorhoewe, praat God met hom. En die profeet kom terug, en hy sê vir die Here, God het jou gehoor. Amen. En een oomblik, ek vanmôre sê, Here, kan U vanmôre hierdie hemel oor hierdie kerk vanmôre oopstel. Elkeen wat geluister na hierdie preek, dat U vir daai oomblik die hemel vir hulle sal oopstel. Ja, dat U my sal hoor.
Gee vir my genade. Skeer die hemel vir my oop. Vir hierdie saak. In Jesus naam. En ons vra vanmôre dat die genade en die guns op ons rus. Die barmhartigheid, die goeie tederheid. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.